Die slegte ding van hierdie koue, nee, is dat jy moet jou koffie so vinnig drink, anders sit jy nou met yskoue koffie. Hier is in my virtuele atelier advokaat François Botha, bekende gesig hier by ons. Môre François. Isak, hartlike goeiemôre aan jou en aan jou luisteraars en kykers. Ja, en ek is net dankbaar, ons is terug op die lug. Maar en baie jammer dat ons toe nou vir jou Dinsdag so moes in die lug laat, maar baie dankie dat jy vanoggend terug is. Dankie vir die uitnodiging, is 'n voorreg. François, ek wil met jou gesels oor AfriForum wat toe nou toestemming nogal by die vervolgingsgesag gekry het dat Julius Malema vir laster aangekla word na aanleiding van uitlatings wat hy gemaak het oor daardie skoolhoof in die Oos-Kaap wat hy hom van verkrachting beskuldig het en dit is toe nou nie waar gewees nie. So kom ons begin deur net uiteensetting te gee van wat hier aan die gang is, op grond waarvan Garinel hulle hierdie klag voer en suksesvol kan of sukses behaal het deur toe te laat dat dit aangaan. Ons sal nou oor die moontlikhede, die moontlike sukses van so 'n saak, maar kom ons sit dit net uiteen en verduidelik ook vir mense watter soort klag hierdie is. Ja, met liefde. Ek dink 'n mens moet dit net 'n bietjie eers in die regte konteks plaas. Meneer Jaco Pieterse is in Oktober 2024 was daar 'n bewering gewees dat hy was 'n verdagte gewees na aanleiding van 'n 7-jarige dogtertjie by 'n skool in Matatiele wat sy moeder beweer het dat sy is op die skoolterrein verkrag en dat meneer Pieterse, wat op daardie stadium die hoof was, dat hy een van die verdagtes is. Dit het na die tyd het dit gebleik, dat meneer Pieterse was nie eens op die skoolterrein gewees toe die na beweerde voorval plaasgevind het nie. En tweedens, nadat hierdie dogtertjie medies ondersoek is en daar bietjie met haar gesels is, het dit na vore gekom dat daar is geen bewyse dat sy inderdaad verkrag is of selfs onsedelik aangerand is nie. Natuurlik het hierdie nuus die ore van politici bereik, meer spesifiek meneer Malema, en met een van die EFF se saamtrekke het hy te velde getrek en hy het op 'n openbare verhoog het hy twee goed gedoen. Een, hy het meneer Pieterse 'n verkragter genoem en gesê dat meneer Pieterse en mense soos hy moet onmiddellik in hegtenis geneem word vir dit wat hulle aan ons kinders doen. En dis nie die eerste voorval nie, en mense wat al slagoffers hiervan was, aan meneer Pieterse se hand, moet na vore kom en dat hulle moet hulle stemme in die openbare arena moet gehoor word. Twee, het hy die suggestie daar gestel dat meneer Pieterse moontlik 'n reeksverkragter kan wees. Nou natuurlik, dit is ernstig van aard, en wat dit tot gevolg gehad het, is dat meneer Pieterse, daar's 'n heksejag op hom gewees, en hy kon net eenvoudig die emosionele, die psigologiese, en natuurlik, ek dink ook die fisiese druk wat daar op hom was, kon hy net eenvoudig, dit was net onhoudbaar gewees, en dit het tot sy bedanking aanleiding gegee. Hy het toe strafregtelike klagtes teen meneer Malema aanhangig gemaak, nie laster nie, ons noem dit strafregtelike crimen injuria, selfde, ek gaan nou 'n bietjie terugkom nou na die vereistes toe, en toe daardie klagtes gelê is daar 'n gesloer gewees, niks het gebeur nie. Die ondersoekbeampte het nie met meneer Pieterse kontak gemaak nie, hy het nie terugvoering gekry nie, en dit is toe wat hy die hulp van AfriForum, meer spesifiek advokaat Garinel gaan inroep het, en vir hulle gesê het, hoorie se, ek is nou voor dooiemansdeur, ek kry nou nie, lyk my nie die saak word ondersoek nie, dit lyk nie vir my of daar 'n wil is om die saak voor die hof te bring nie,
En wat advokaat Gerrie Nel se kantoor gedoen het, was om navraag te doen, dit 'n bietjie geëskaleer het en dit het daartoe aanleiding gegee dat die hoofstaatsaanklaer in Johannesburg het die inisiatief geneem, die dossier opgespoor, die ondersoek is afgehandel en daar is toe 'n instruksie gegee aan die beheer of die hoofaanklaer in Johannesburg, dis 'n advokaat Bezuidenhout, om onmiddellik met die vervolging voort te gaan. So AfriForum gaan nie met die vervolging voort nie. Die staat het besluit, daar's genoegsame gronde, daar's 'n prima facie saak om met hierdie vervolging in terme van crimen injuria voort te gaan teer meneer Malema. Nou wil ek by jou weet, verduidelik gou vir ons die verskil in hierdie klag soos wat jy dit nou uiteensit om te sê, okay, maar ons moet nou nie, dis strafregtelike crimen injuria, hoe werk dit? Ja, mense vra jou baie keer die vraag, wat is crimen injuria? Waar kom dit vandaan? Crimen injuria is so oud soos die mensdom homself. Dit het sy oorsprong in die gemeenereg. En wat dit beteken is dat dit stel 'n misdaad daar as jy opsetlik, kwaadwillig, wederregtelik iemand se goeie naam, se eer, se dignitas, se integriteit, se privaatheid aantas. Jy kan dit doen by wyse van woorde, by wyse van dade, en jy doen dit met daardie doel en daardie oogmerk om 'n onreg te pleeg, 'n injuria. En daardie eisoorsaak is teen elke persoon se persoonlikheidsgoed. Met ander woorde, ek en jy en almal van ons het 'n reg op 'n goeie naam, 'n goeie reputasie, 'n integriteit, 'n dignitas, die reg op aanvaarding. En as daardie reg onregmatig of wederregtelik geskend word of inbreuk gemaak word, dan stel dit 'n misdryf daar. In hierdie spesifieke geval sou jy gemerk het dat dit is op nasionale TV gewees. So daar is beeldmateriaal en die Romeine het daar op die plein het hulle vir mekaar baie keer gesê res ipsa loquitur, die feite spreek van self. Maar hierdie geval is dit geen uitsondering nie. Dit is nie kernfisika of atoomenergie fisika nie. Dit is eenvoudig dat hier 'n sekere uitlatings gemaak, uitlatings wat ex post facto totaal en al vals is, dis onwaar, daar was geen basis daarvoor gewees nie. En dan kom die vraagstuk in, wat se verweer, met ander woorde, is daar 'n regverdigingsgrond vir iemand soos ek om in die openbare media op 'n platform te staan met 'n mikrofoon in my hand en te sê Isak Du Plessis is 'n ketter, 'n strykrower, 'n fariseer, 'n rampokker of wat ook al, sonder dat daar enige gronde daarvoor bestaan. Nou, die verweer wat vir so 'n persoon tot sy beskikking is natuurlik die waarheid. As ek glo dis die waarheid en ek het goeie gronde en bewyse, met ander woorde objektiewe primêre feite waarop dit gebaseer is, dan sê ek, hoorie, maar dis die waarheid. Dit is wat Isak Du Plessis is en hierso is my bewysstukke, hierso is my feite waarop ek dit grond. Of ek kan sê maar dis in openbare belang. Die publiek moet weet dat 'n persoon is X, Y en Z, of natuurlik kan ek privilegie pleit. Soos byvoorbeeld in die parlement. Ons weet, mense sê vir mekaar goed in die parlement, dan word hulle uitgedaag om dit buite die parlement te kom sê, want dit is prima facie, ek kan dit lasterlik wees. Of 'n ander privilegie waar ek met my kliënte my kantoor konsulteer en die kliënt sê vir my, hoorie se advokaat, ek wil net vir jou meld, ek word nou van moord aangekla. Jou instruksie is om die sterkte van die staat se saak te toets in die hof. Ek sê vir jou, ek het die moord gepleeg. Jy moet my nou glad nie misverstaan nie. Moet my verkeerd verstaan nie. Maar ek sê ook vir jou, die staat kan nie hulle saak teen my bewys nie. Die moordwapen het ek by Hartbeespoort by die wal afgegooi. Niemand gaan hom daar kry nie. Hy lê daaronder. Die lijk het ek verbrand en hy's weggegooi, so daar gaan niemand gaan die lijk kry nie. En niemand kan my op die toneel plaas nie, want ek het 'n alibi. Ek was in die vliegtuig gewees of wat dit ook al mag wees. Dan is daar 'n etiese plig, daai privilegie
behoort aan die kliënt, nie aan my nie. So ek het 'n plig teenoor die hof om nie stellings te maak dat my kliënt gaan kom getuig dat hy nie die moord gepleeg nie of wat dit ook al mag wees nie, maar om die sterkte van die staat se saak te toets. So as 'n mens 'n bietjie dit bietjie ontrafel, dan wil dit vir my voorkom asof meneer Malema in hierdie omstandighede in Tamatie-straat is. Ek dink nie daar is 'n regverdigingsgrond om op hierdie platform vir meneer Pieterse 'n verkragter te noem nie, om dit uit te basyn dat daar moet 'n hegtenisnames moes nou plaasvind. Mense moet in hegtenis geneem word. Tevens hy sê ons sal sulke mense in hegtenis neem wat ons kinders verkrag. Natuurlik, ek meen verkrachting is seker die mees boosagtigste misdryf wat iemand kan pleeg. Ja. Natuurlik, ek meen dit moet met wortel en tak uitgeroei word. Ek dink die swaarste straf moet opgelê word aan iemand wat iemand anders verkrag. Ek meen 'n 7-jarige kind nog desnietemeer. Ons moet ons vrouens en ons kinders beskerm, maar ek dink ons moet versigtig ook wees wat ons sê. Ek sê baie keer die pen is skerper as die swaard, maar ek dink in hierdie geval is die tong baie skerper as die swaard. Jy het nou die erns van spesifiek hierdie geval uitgewys. Wat is die soort straf wat 'n mens kan kry vir sou mens skuldig bevind word aan so 'n ernstige oortreding? Kyk, dit hang af van geval tot geval wat die ernstigheidsgraad daarvan is. Baie keer vra mense, ek wil net gou oor 'n ander boeg gooi, laster in 'n sivielregtelike sin natuurlik moet bewys word op 'n oorwig van waarskynlikhede. Dan kyk die hof na die presiese woorde wat geuiter word, die verba ipsima, met ander woorde, wat sê daai woorde? Is dit opsigwaarde lasterlik al dan nie? En dit is ongelooflik moeilik, Isak, om skade, om pyn, ek praat van emosionele skade, integriteits, reputasieskade, reputational damages, om die waarde, die kwantum daarvan te bepaal. Onthou die reg, hierdie boeke hier agter my is die Suid-Afrikaanse Hofverslag. Dis waar ons reg opgeteken en geboekstaaf word. Die reg ken nie per se hartseer, verdriet, opgewondenheid, goeie omstandighede nie. Dis moeilik om dit te kwantifiseer. Natuurlik is ons almal mense en deel van 'n mens wees is ons is emosionele wesens. Ons ervaar sekere omstandighede, sekere woorde, sekere gesprekke, sekere mededelings. Elkeen het sy eie unieke persoonlikheid, sy eie unieke pieteitsgevoel, sy eie unieke manier hoe hy met mense omgaan binne 'n spesifieke samelewing, binne spesifieke omstandighede. Maar straftoemeting is natuurlik iets wat 'n hof moet na kyk. Vorige veroordelings, is dit die eerste keer wat so iets plaasgevind het? Nou jy sal jouself baie vinnig herinner dat die skoen was onlangs aan die ander voet gewees, né? Meneer Malema het 'n velde getrek en gesê, maar kyk wat het Kenny Kunene genoem. Hy noem my X, Y en Z en ek word beskuldig van alles onder die son. Daai mense het nie bewyse nie. Hulle kan my nie daarvan beskuldig en my goeie naam, my waardigheid, my dignitas aantas nie. En hy was suksesvol gewees in daardie sake. So wat goed is vir die een is goed vir die ander een, maar ek dink wat 'n mens ook moet op klem lê, ons is almal, maak nie saak wie jy is nie, wat jou geloof, jou ras, jou geslag, waar jy vandaan kom, waarna toe jy op pad is, ek dink dit is irrelevant. Ons is almal gelyk voor die reg. Daar's nie so iets as iemand bietjie meer en iemand is bietjie minder nie. Soos wat jy net nou gesê het, enige mens kan gekritiseer word. Daar's niemand is perfek nie. Maar ek dink elkeen van ons het binne in ons daardie integriteit, daardie intensie, daardie ambisie, daardie lewensbeskouing om die regte ding te doen. Ek meen anders moet ons mos nou nie hier wees nie. Ek meen as jy elke dag opstaan met 'n bose opset of 'n bose plan om iemand te benadeel of iemand skade te berokken, dan hoort jy nie in 'n moderne samelewing, veral nie in 'n samelewing soos in Suid-Afrika nie. So kom ons som gou op, wat sien jy as 'n moontlike uiteinde vir hierdie saak?
Wel, ek dink daar's verskillende vorms van straftoemeting, van 'n waarskuwing af tot 'n boete, tot 'n opgeskorte vonnis, tot gevangenisstraf. Weer eens, dit sal alles afhang van die omstandighede, getuienis wat ter strafverswaring aangebied gaan word. Natuurlik, ek meen jy kan vir jouself indink. As jy in daardie posisie is en jy maak sulke uitlatings, natuurlik kan daar ook strafversagting wees. Dit is 'n politieke saamtrek geweest. Dit was een van die EFF se feeste wat of funksies, feesvieringe wat aan die orde van die dag was. Daar mag moontlik ander omstandighede wees ter strafversagting, maar dis alles binne 'n hof se diskresie en daai diskresie moet natuurlik judisieel regtelik uitgeoefen word, want ons weet nou al wat is die 5 standaarde. Dit is vergelding, dit is 'n afskrikmiddel, dis rehabilitasie, dit is 'n metode om die gemeenskap in te lig, op te voed van wat die misdaad behels, en ek dink nog meer belangriker, daar moet die slagoffer se omstandighede moet ook in ag geneem word aan die hand van daardie skade, daardie nadeel, ons noem dit die injuria, wat daardie persoon gelei het. So die straftoemeting is 'n wetenskap, heeltemal op sy eie, maar dit gaan ernstige gevolge in hê, as iemand soos meneer Malema skuldig bevind word. Hoekom? Want dan het jy kriminele rekord. Ek meen, en dit is wat dit is. Dis advokaat François Botha wat so gesels. François, baie dankie dat jy vir ons tyd gemaak het. Jy moet 'n lekker dag hê. Dankie vir die uitnodiging. Dit was 'n absolute voorreg geweest. Mooi bly.